Ons gesels oor die beginsels van florering en die een daarvan is baie pertinent: kweek dankbaarheid. Die vandag se tema is dankbaarheid vir ewige hoop. Ek weet nie van jou nie, maar ek hou glad nie daarvan as daar 'n vreemde geluid in ons motor begin klink nie. Nie net is dit die onsekerheid van wat dit moontlik kan wees nie, maar dit bring al die ervarings terug van 'n vorige voertuig wat vir ons duisende rande aan kroniese herstelwerk gekos het. Net soos jy dink jy kan hom verkoop, dan breek af iets, dan moet jy nou weer klaar betaal en dit weer herstel en dis meer. In een stadium het ons na 'n kampplek toe gery en 'n geluid gehoor en halfpad afgetrek en by werktuigkundige gestop, en nadat hy gekyk het, het hy ons verseker, daar's niks fout nie. Net om 'n uur later binne in 'n dorp in te ry, by 'n robot te stop, en toe ontplof die waterpyp so hard, dat die mense uit die geboue uitstorm om te kyk of daar nie 'n bom afgegaan het nie. Jy kan self net dink hoe ons gesigte moes gelyk het. Was 'n wonderlike voertuig om mee te ry. Maar sodra ek 'n geluidjie begin hoor, het ek al in my gedagtes gehoor hoe die geld begin rol. Ching ching, daai geluid amper soos wanneer jy by 'n parkeerding die munte terugkry. En dit voel vir my so nutteloos om iets te hê, net om elke keer herinner te word, dit hou nie vir ewig nie, dit bly breek. So ek moes later vir myself begin sê, dis wêreldsgoed, dis hoe dit is. Maar tog help dit my om te onthou, daar is ook 'n ewige kant aan die lewe. Alles is nie net tydelik nie, alles is nie net lyding nie, alles is nie net tot niet gaan en seermaak en stukkend gaan nie. Ons lees hiervan in Johannes 11 vers 25 tot 26. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nie sterwe nie. So God se belofte is dat ons vir ewig sal wees, en ons hoor nou al reeds daardie belofte, en dit gee vir ons hoop. So dis 'n dankbaarheid vir ewige hoop wat hier ontwikkel kan word. Dit gee vir ons die daaglikse krag om onsekere tye, om in beproewingstye te kan weet, hierdie goed is net tydelike goed, dis aardse goed. Ons gaan nie vir ewig hierdie leed saam met ons dra, vir ewig die swaar en die hartseer saam met ons dra nie. Ons kan in dankbaarheid weet ons het 'n ewige hoop op 'n ewige lewe saam met God. So wat ook al hier op aarde gebeur, niks kan daardie hoop op die ewige lewe vernietig nie. Nie eens die dood self nie. So kom ons sê opnuut dankie vir God, wat vir ons so lief het dat die ewige lewe vir ons bedoel is en gegee word. En kom ons sê vir God, baie dankie dat ons daardie hoop mag bly koester, sodat ons nie so benoud raak as ons bankrekeninge bietjie begin swaar kry, of ons bronne begin beperk raak nie. Dat ons onsself herinner, God se ewige lewe is baie langer as ons kort lewe hier op aarde. En dit gaan 'n heel lewe wees, vir ewig. Kom ons wees dankbaar vir die ewige hoop. Leef geïnspireerd.